Great, ons gaan lekker verder kuier vanoggend oor vriendskap. Nou, ek weet nie of daar iets is soos diep geestelike gesprekke en minder geestelike gesprekke nie. Ek dink net alles is geestelik, nee. Ons is gees. Iemand het eendag gesê, jy is 'n gees, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. So alles is geestelik. Maar ek vanoggend ook vir die ouens daar in die coffeeshop in die kring gesê, dis die eerste keer in my lewe wat ek oor vriendskap so baie preek, so direk preek. En as ons nou kan sê iets is diep geestelik, dan wil ek dit vanoggend sê, hierdie is 'n diep geestelike onderwerp. 'n geweldige diep geestelike onderwerp. Nou ek hou nie baie daarvan om oor die duiwel te praat nie, maar die skrif sê ook vir ons, wees bekend met die planne van die vyand. En nou die dag het ek die voorbeeld gebruik van iemand wat gesê het, ons is so met die selfone in ons hande, die vyand hou ons so besig met die selfone in ons hande, dit is ons hier vasgeplak, jy weet. So baie dat ons nie meer ons hande kan vou om te bid nie. Nou wil ek volgende ook sê, die vyand hou ons so besig, dat ons nie meer kan stilstaan by mense en by mekaar nie, want hy weet wat daar gebeur. Ons tema hierdie jaar is His Glory, Our Story, en dis hoe ons by hierdie tema uitgekom het, want ons ontdek in die woord dat Jesus ons vriende noem, en ons ontdek in die woord wat gebeur wanneer ons saam as vriende is. Volgens terwyl ons worship, toe dink ek, ek het eers aan daai skrif gedink nie, waar 2 of 3 saam in my naam is. Daar is ek in hulle midde. Waar gelowiges saamkom, waar daar vriendskappe is, gelowige vriendskappe soos wat God dit bepaal het, gebou op die manier, op sy manier, gebeur daar amazing goed. Dit is deel van ons lewensstorie. Ons kan vanoggend amper so ver gaan om te sê, as ons die heerlikheid van God in ons lewens soek, nee, wat beteken die heerlikheid? God se teenwoordigheid, doxa, God se opinie, God se, sy teenwoordigheid, sy heerskappy. As ons dit in ons lewens soek, dan 'n groot deel van die skrif sê vir ons, dat vriendskap is belangrik in daai, dis amper 'n komponent, om ook die heerlikheid van God in ons lewens te bring. So ons het nou laasweek lekker begin gesels hier oor, en ek wil net gou vir jou weer laasweek se skrif lees, Spreuke, né? Spreuke is 'n wysheidsboek in die Bybel. Dit gaan oor hoe om God se wysheid in ons lewens te kry, sodat ons die heerlikheid van God in ons lewens sal sien. En dan sê Spreuke baie oor vriendskap, geweldig baie. Ek dink daar is 8 of 9 keer wat hy waarskuwend teenoor verkeerde vriende praat, maar daar is omtrent 15 keer wat hy praat oor die krag van vriendskap. Nou hoor, een van hierdie, ek sal amper sê positiewe skrifte is Spreuke 27 vers 9 wat sê, olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeende raad. Wat sê die Spreuke hierso? Hulle sê in daardie tyd was olie en reukwerk kosbaar, dit was waardevol, dit was duur geweest, dit was gebruik om mense se lewens te verryk. En dis wat die Spreuke skrywer Salomo hierso sê. Hy sê wysheid, hy begin hoofstuk 1 en sê wysheid begin met die kennis van God, en dan praat hy baie oor vriendskap en hy sê dis duursaam. Dis kosbaar, dis iets waardevol in jou lewe, dis iets wat jy in jou lewe moet hê. Nou dit was alles laasweek waar ons oor die Ou Testament gepraat het, oor Spreuke, maar die Nuwe Testament is asof die Nuwe Testament wysheid so bietjie nog 'n paar trappies hoër vat. Hoor gou wat sê die Nuwe Testament oor wysheid. 1 Korintiërs 1 vers 30, skryf Paulus, dan sê hy, maar deur hom, dis nou Jesus, is julle in Christus Jesus. Deur hom is ons nou in Christus Jesus. Ons is ingesluit. Wat vir ons geword het, wysheid uit God. Hy het vir ons geword wysheid uit God. Hy het vir ons self kom wys. God self, wat mens geword het, het vir ons kom wys wat is wysheid. Hoe lyk wysheid in praktyk? So hy is wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking, verlossing. Hy noem nog 'n klomp goed. Alles van Jesus terwyl hy op aarde was wysheid. Hy is wysheid. Sy lewe wat hy geleef het op aarde was wysheid. En dan sien ons die plek en die krag van vriendskap in Jesus se lewe. Jy sou nou kon dink, jy weet, ons dink mos so logies oor goed. Ons nou kon dink, seun van God, vriende,
Regtig? Maar selfs Jesus het vriende nodig gehad. Onthou julle toe hy daar in die tuin van Getsemane was, hy was ontsteld geweest. Hy het selfs teruggegaan na die 3 ouens in sy binnekring toe en sê, kan julle nie net saam met my bid en saam met my waak en saam met my wakker bly nie. Vriendskap was 'n groot tema en 'n groot tema in praktyk in Jesus se lewe. Nou hierso, ons het nou vanoggend bietjie daarna verwys terwyl ons gebid het, maar hoor gou, hier's wat Jesus sê oor vriendskap. En hier's wat hy sê oor God se manier van vriendskap, wat ons wêreld so nodig het. Ek lees gou vir jou, Johannes 15 vers 13 tot 16, is Jesus wat hier praat. Johannes skryf dit mos nou neer. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. En ek het julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al aan my naam vra, hy dit vir julle sal gee. Dis die krag van vriendskap. As ons vra wat in die Vader se wil is, dit wat pas, die vrug wat by die Vader se werk pas, sal hy dit vir ons gee. Nou dink gou vanoggend bietjie daaraan. Ek wonder wat was daai oomblik, hoe dit gevoel, toe Abraham in God glo, en hy vir hom sê, nou noem ek jou 'n vriend. Dit was net op hierdie een plek, in die Ou Testament, waar God iemand 'n vriend noem. Maar hier kom hy in die Nuwe Testament, en almal wat in hom glo, almal wat doen wat hy sê, almal wat hom volg, noem hy nou vriende. Hy het jou as 'n vriend gekies. Nou, kom ek sê gou vir jou, as jy dit hoor, gebeur daar iets in jou. As ek begin agterkom, iemand kies my as 'n vriend, dan beteken dit dadelik vir my, ek is waardevol vir daai persoon. Ek beteken vir daai persoon iets, dis hoekom daai persoon my kies. So as jy vanoggend gou daaraan dink, Jesus het jou gekies, terwyl jy ver verwyderd van hom was, terwyl jy verlore was, het hy jou gekies as 'n vriend. Kan jy hoor wat sê dit oor die waarde van jou lewe? Ons praat in Afrikaans van jou binneste. Kan jy voel wat doen dit in jou binneste, as jy hoor jy is waardevol vir God? Tweedens, stel dit vriendskap in 'n nuwe lig. Ewe skielik as jy hoor Jesus kies jou as 'n vriend, dan hoor jy dis heilig. Jy hoor dis iets wat God gedoen het deur Jesus, wat baie waardevol vir God is, wat baie belangrik vir God is. Nou, as ons dan nou so daaroor dink en ons begin agterkom, wat sê Jesus ook, saam met die Spreuke, hy het wysheid geword, maar ook wat sê hy dan nou in sy eie woorde oor vriendskap, dan kom ons agter, vriendskap, die woord wil iets vir ons oopbreek, vriendskap kan nie meer net iets toevallig wees nie. Partykeer ontmoet mense mekaar toevallig, dis net hoe dit is, nê. Ons was toevallig by dieselfde plek, en ons het mekaar ontmoet, en ons het vriende geword. Maar as ons agterkom, wat sê die skrif oor vriendskap, en oor vrug dra, en laasweek het ons gesê, God het ons gemaak om nie alleen te wees nie, God gee vir ons vriende om geestelik te groei, waar 2 of 3 saam is, God gee vir ons vriende om ons skepingsdoel te bereik. As ons ontdek wat die skrif vir ons sê, dan kom ons agter, dis 'n gawe van God, wat hy in ons lewens gemandaat het, die Engels sê dit so mooi, he ordained it, God het dit georden, sodat dit ook die heerlikheid van God in ons lewens sal bring. Ek dink vanoggend, ons het op 'n stadium, NCD bied sulke verskillende kursusse aan, en hulle het 'n kursus ontwikkel, wat hulle noem, ek soek nou die naam, ek kan nou nie die naam onthou nie, maar dit gaan daaroor, as jy in 'n kamer instap, wat bring jy daarin? Wat vat jy daarin? Vat jy lig daarin, vat jy donkerte daarin, vat jy swaarmoedigheid daarin, vat jy blydskap daarin, vat jy hoop daarin, of vat jy moedeloosheid daarin? Wat vat jy daarin? Elkeen van ons dra iets in 'n kamer, en vanoggend terwyl ek aan dit dink, toe dink ek, dis die krag van vriendskap. Dit is die waarde van vriendskap wat God vir ons wil gee as mens, om daai tipe vriendskap te hê, because it shapes your life.
Dit vorm jou gedagtes, dit vorm jou emosies, baie groter invloed op jou lewe as wat jy dink. So, vanoggend wil ons so 'n bietjie praat oor die gedagte. As ons dan ontdek, dat hoe belangrik vriendskappe is, hoe kan ek dit nou hanteer in my lewe, meer intentioneel, en nie net toevallig nie. Want dis 'n gawe, wat God vir my gee. His glory, my story. Hy gee vir my die gawe. Hy roep my, hy sê vir my, staan stil hierby. Gee aggie op, slaan aggie op in jou lewe. Nou as ek dit preek ek dit eerste vir myself, want vandat ek met hierdie begin werk het, die laaste tyd, en onthou God veroordeel nie, hy roep ons om te verander en te groei van die heerlikheid tot heerlikheid, is ek so bewus daarvan, en die aand as ek in die bed klim, dan dink ek, Here, het ek by daai persoon waar ek kon stil staan, het ek stil gestaan, ensovoorts, en natuurlik is daar vlakke van vriendskap, jy kan nie almal se beste vriend wees nie. Maar vriendskap begin selfs by Paulus wat sê, Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan almal bekend raak. Ons wêreld het dit so nodig. Hier's nie baie van hulle in Mosselbaai nie, maar in die Oos-Kaap, toe ons daar was, het ons verskriklik mense op die straat gehad wat haweloos was. En op 'n stadium onthou ek hoe die Here met my gepraat. Ek sê, Nagel, stop dit om net by 'n robot voor jou te sit en kyk, met hierdie mense langs jou. Erken hierdie mens. Acknowledge this person. Ek kon nie vir almal kos gee, vir almal help, vir almal iewers heen vat om gehelp te word nie, maar ek kon hulle herken as mens, laat julle vriendelikheid aan almal bekend word. En daai het al klaar so groot verskil gemaak. Die koninkryk van God begin klein. Hy begin soos 'n mosterdsaadjie. En dan groei hy in mense se lewens. So as ons sê, hierdie gawe is belangrik in my lewe, hierdie gawe om te ontvang, maar hierdie gawe ook om dit te gee, dan kan ons baie praat oor hoe kan ek nou meer intentioneel wees, nee, so as baie invalshoeke. Ons kan eers dalk sê, okay, as dit so 'n belangrike ding is, hoe prioritiseer ek dit in my lewe? As dit so 'n belangrike ding in my lewe is, hoe kies ek goeie vriende? Ons kan ook sê, okay, wow, stop net eers bietjie die lorry. Ek het 'n bad history met vriende, so ek moet eers hierdie teleurstelling hanteer, voordat ek kan aangaan. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor een ding wat ek glo ons gaan help om meer intentioneel te wees met ons vriendskappe en ook om al hierdie ander vrae te hanteer, en dis oor die gedagte, hoe kan ek meer intentioneel 'n vriend soos Jesus wees? Dit is so eenvoudig om te verstaan. Sy vriendskap het ons lewens kom verander, so hoe kan ons hierdie tipe vriendskap wees om te sien wat is die krag van vriendskap? Nou, die Johannes evangelie is die enigste evangelie van die 4 waar Jesus praat oor vriendskap. Hy praat nie in Matteus, Markus en Lukas oor vriendskap nie. Hy praat net in Johannes oor dit. Dis die plek en die geleentheid waar ook hulle voete was. En dan sê hy vir hulle, ek noem julle vriende, alles wat ons nou gelees het. Nou as ons gou gaan kyk, as ons wil ontdek, hoe het Jesus se vriendskap gelyk? Dis nou eintlik die preek vanoggend. So okay, hier gaan ons. Nee, hoe het Jesus se vriendskap gelyk? Hoor gou, hoe begin Johannes 1? Johannes 1 is die hoofstuk wat sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Kom ons lees dit gou, Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. He carried the glory of God. 'n heerlikheid soos die van die enige gebore wat van die Vader kom, en dan nogal in die Afrikaanse vertaling 'n koppeltekentjie, asof Johannes net nog so ietsie wil sê wat belangrik is, vol van genade en vol van waarheid. Die seun van God is liefde, dis hy. Dis die basiese ding wat ons van God ken. Die seun van God wat vlees word, hy kom, hy skyn, hy's vol van die heerlikheid van God, hy laat ons dit aanskou, en hy was vol van genade en waarheid, en ek glo, hier lê 'n groot waarheid in vir ons om te ontdek. As ons wil sê, hoe kan ek intentioneel meer 'n vriend word soos Jesus, wat vriendskap en die heerlikheid van God aan mekaar koppel, is dit om 'n vriend te wees wat ook genade en waarheid het.
Dink gou aan Jesus. Die liefde van Jesus, die een wat sy lewe vir ons kom aflê, dit was 100, Jesus het altyd 100% genade gehad, en hy het 100% waarheid gehad, so ons kan vanoggend sê, 100% genade, en 100% waarheid is 100% liefde. Jy kan nie die twee losmaak van mekaar nie. En ons wêreld het hierdie so nodig. Hoe meer ek hieroor praat, hoe meer ontdek ek hoe ek dit in my eie lewe nodig. Somtyds in vriendskappe wil ons net genade hê. Of ons voel, dis die makliker pad om net genade te gee. Dis makliker om net te sê wat die ander persoon wil hoor. Maar hoor wat sê Johannes, vol van genade, vol van waarheid. As ek net sê wat jy wil hoor, is dit nog nie liefde nie. Nee, jy hoor baie keer dat mense dit sê. Ander keer sê mense, jong, jy moet my nou maar net aanvaar soos wat ek is, want ek is 'n reguit mens. So ek gaan vir jou dadelik sommer net sê, left, right en center wat ek dink. Om net waarheid te gee, is nog nie liefde nie. 100% genade, 100% waarheid. En as ons wil groei in hierdie vriendskap, dan moet ons ontdek, Jesus se uitnodiging, sy voorbeeld vir ons en van ons lewens, is om albei te hê, vol te wees van dit. Ek het al baie dit vir julle vertel, my skoonpa het nou laasweek 87 geword, baie wyse oom, hy's 'n Appington-boer, maar hy skiet sulke wyshede so uit die heup uit. En baie keer dan sê hy sommer net so, en sê hy, ja, dis altyd waarheid. Jy gee altyd vir mense waarheid in liefde toegedraai. Hoe mooi is dit vir 'n plaasboer? Altyd waarheid in liefde toegedraai. Nou as ons teruggaan na die Spreuke toe, hoor wat sê die wysheidsspreuke. Dit sluit so aan by wie Jesus was. Die wysheidsspreuke sê, Spreuke 17, 'n vriend betoon te alle tye liefde. Om 'n vriend te wees wat die heerlikheid van God bring, betoon te alle tye liefde. En ons weet, daar's tye wat jy in vriendskappe instap, wat jy weet, nou is jy eers bietjie meer genade nodig en dan waarheid. Partykeer weet jy, dis nou eers tyd vir waarheid saam met genade, maar dis al twee. Nou as ons wil sê vanoggend, hoe lyk dit in praktyk nie? Ons wil ons prakties leef, ons wil ons wêreld gaan verander, ons wil hierdie vrug gaan dra, ons wil dit gaan doen. Jakobus sê, moenie net hoorders wees van die woord nie, maar word daders van die woord. As ons sê, hoe lyk hierdie in praktyk, nee, dan leer ons weer uit Johannes. Johannes sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Vriendskap, ons het vroeër in die jaar ook daaroor gepraat, maar vanaf 'n ander angle, en toe nog nie geklik, ons praat oor vriendskap nie. Ons het gepraat oor die gedagte teenwoordig. Ons wêreld het mense nodig wat teenwoordig is. Vriendskap kan net gebeur as jy teenwoordig is. When you are present, when you are there, as jy opdaag, as jy daar is, en ons kan nou vandag, jy weet, dit sê, deur 'n sekere filter hoor, of ons kan hoor wat waar my eie lewe nou is, of ons kan hoor wat sê die woord vir ons hieroor. Vriendskap vra commitment, vriendskap vra tyd, vriendskap vra dat ek daar sal wees, vriendskap vra dat my kop daar sal wees, en nie net my lyf nie. Baie keer sê ek vir my kinders, kry jou kop ook hier. Dis net jou lyf wat hier so is. Kry jou kop ook hier so. En vir baie van ons is dit die eerste tree om te groei in hierdie vriendskapsuitnodiging wat die Here vir ons gee. Vriendskap is teenwoordig in goeie tye, vriendskap is teenwoordig in moeilike tye. Ek weet nie, ek het vir lank gedink, mense het eintlik my vriendskap nodig wanneer dit sleg gaan. Toe kom ek later agter, nee, mense het ook my vriendskap nodig wanneer dit goed gaan. Want dan celebrate ons, en daar's 'n spreekwoord wat sê, what we celebrate, we replicate. En ek dink in ons wêreld is ons so besig, ons is so in die gang, dat ons nie meer celebrate nie, en daarom het ons nie meer hierdie vreugde en joy wat die Here vir ons wil gee nie, want ons staan nooit by dit stil nie. Maar dan ook vriende in moeilike tye, nê.
As jy nou dink aan 'n vriendskap wat op 'n of mense met wie jy vriende is wat by 'n moeilike plek is, wat het hulle dikwels die meeste nodig? Hulle het nodig dat iemand net sal stil staan en sal luister. En nie nodig dat iemand hulle sal probeer fix nie. Ek het al situasies gesien, dan sien ek, hoe speel hierdie ding voor my af? Dan het iemand net nodig dat iemand net sal probeer verstaan en net sal luister. En dan begin die ander partye met die raad en jy moet so maak en ons raak Bible bashers en dis hierdie skrif en dis daai skrif en jy moet so maak en dis die verkeerdste ding wat op daai oomblik kan gebeur. Wanneer ons luister, gee ons genade. Maar wanneer ons luister, gee ons ook waarheid. Ek kan nou nie in die tweede diens skinder nie, want dan kom my seun diens toe. Maar ek kan nou hierso skinder. Dis nou so 'n goeie skinder, nê. Hy's die een van my 2 kinders. As ek uit daai kind goed wil uit hê, en as ek wil hê, hy moet gemotiveerd wees en so, dan vat ek hom, dan gaan eet ons iets, en ons drink koffie, en ons begin gesels. Nou, omdat ek genade gegee het, is daar plek en spasie vir waarheid. En ewe skielik kan ek in sy lewe inspreek. Maar sonder genade, daar's min plek vir die waarheid, maar ek dink nie hy is so uniek nie. Ek dink baie mense is so, meeste mense is so. Genade maak plek vir die waarheid. So wanneer jy opdaag, wanneer jy teenwoordig is, wanneer jy luister, is dit al klaar genade en waarheid. Nou onthou vanoggend nou, ek sê dit altyd vir julle, as ek preek, vir wie preek ek eerste? Vir myself. Dink gou 'n bietjie aan hierdie vanoggend, as ons praat oor daag op, wees teenwoordig. Dis 'n gewigtige saak, want dit het te doen met die heerlikheid van God. Om die heerskappy van God in plekke in te dra, in te vat. Dink gou in daai konteks, nê. Dan wil ek jou hierdie vraag vra, en vir myself. Hoeveel keer stel ons commitments, stel ons commitments met vriende uit, want ons het ander goed om te doen, want hulle sal ons verstaan. Weet jy wat doen ons eintlik? Ons mis uit op die belangrikheid, maar nie net die belangrikheid van vriendskap nie, ons mis uit op die heerlikheid van God. Ons mis uit op wat hy in daai oomblikke kon doen. Dra ek dit goed genoeg oor? Miss out on the glory of God, want dit is deel van God se design vir sy heerlikheid. Wat 2 of 3 saam is. En dis ook weer so 'n belangrike, diep geestelike tema is, as daar so iets is. Vanoggend wil ek vir jou gou 2 voorbeelde gee, uit die skrif, uit Jesus se lewe uit, waar Jesus met vriendskap die heerlikheid van God gebring het. Dis lekker hierdie, né? Ek kry lekker. As ons kan leer uit die lewe van Jesus uit. Daar's 2 gevalle waar Jesus die heerlikheid inbring in 'n situasie waar daar genade en waarheid nodig was. Onthou julle toe Jesus opgestaan het uit die dood, toe verskyn hy aan sy disippels. En dit was seker 'n incredible oomblik geweest, maar daar's een disipel wat nie daar was nie. En dit was Thomas. Nou vertel die disippels vir hom, Jesus het aan ons verskyn. Kan jy glo wat sê hy? Ongelowige Thomas, dis waar ons dit vandaan kry. Hy sê, ek sal dit net glo as ek die wonde in sy hande sien en in sy sy en as ek daaraan kan vat. Dis sy respons. 8 dae daarna verskyn Jesus weer aan hulle. En Thomas is daar. En wat doen Jesus? Jesus sê, Thomas, kom steek jou hande in my wonde. Wat doen Jesus? Genade. Vriendskap, om die heerlikheid van God te aktiveer, is om vir mense te wees waar hulle is. Nie waar jy wil hê hulle moet wees nie. Kan ek dit gou sê? Weer sê?
Genade, vriendskap, genade is om vir mense te wees waar hulle is. Nie waar jy dink hulle moet wees nie. Dink gou aan Petrus, dis die ander geval. Ons gaan nou by die waarheid kom. Dink gou aan Petrus. Jesus hulle is besig om hom gevange te neem. Petrus het hom verloon 3 keer. Nou is hy agteraf besig, hy skuil, hy wil daarom sien wat gebeur. So hy volg Jesus, hy volg die hele storie wat plaasvind, en op 'n stadium gaan staan hy by 'n groepie by kolevuur, want hy wil warm kry. En hulle sê vir hom, maar as jy nie een van sy vriende nie? En hy verloon hom. Hy sê, ek is nie deel van daai vriendekring nie. Nou hoor gou wat doen Jesus. Hy kom later, is hy op die strand, daar by die see van Tiberias, en hy maak brood en vis, weer by 'n koolvuur. It's amazing hoe die woord is, daar's weer 'n vuurtjie. Hy maak 'n vuur, hy maak kos, hier kom die disippels, want hulle het gaan visvang weer, in hulle teleurgesteldheid, oor Jesus wat dood is, hulle het gaan visvang, en hier kom hulle terug af van die strand af, en hier kry hulle vir Jesus. En ek dink, ek is onseker, maar ek dink die skrif sê, Petrus het sommer vooruit gehardloop, maar Petrus was skaam gewees, oor wat hy gedoen het. Hy het sy roeping verloor. En wat doen Jesus? Hy het hom 3 keer verloon. Jesus vat hom 3 keer. Hy sê vir hom, Petrus, het jy my waarlik lief? Hy ontmoet hom waar hy was, hy het hom 3 keer verloon. Hy gee hom 3 keer kans om dit te herstel. En saam met dit sê Jesus, dan bring hy die waarheid, en elke keer as Petrus sê, ja Here, ek het U lief, dan sê hy, pas my skape op. Laat my lammers wei. So wat het Jesus hier gedoen? Hy sê, Petrus, ek gee vir jou baie genade, maar, hier is die waarheid, you've got a calling. Jy's geroep. Die waarheid is, jy het jou roeping versaak. So ek praat met jou in waarheid daaroor. Die deur is nou oop van genade. Jy's hier, skud af daai onvrymoedigheid. Maar hier is die waarheid. Die waarheid is, jy het 'n roeping, jy het 'n calling, jy het dit versaak, tel dit weer op. Laat my lammers wei, voed my skape. Dink gou aan Thomas. Thomas ook. Thomas het gesê, ek wil nou eers my hande in die wonde sit, en toe, laat Jesus dit doen, hy ontmoet hom daar, maar wat sê Jesus daarna vir hom? Hy sê, Thomas, jy het geglo, omdat jy gesien het. Baie gaan glo, omdat hulle nie gesien het nie. Salig is hulle. So Jesus bring die waarheid in, hy sê vir hom, Thomas, jy gaan 'n pad moet stap, van geloof in my. Jesus bring ook die waarheid. Vanoggend wil ek saam met jou vra, hoe kan ons lewens leef, waar hierdie gordyn net ooptrek en sê, Here, ons wêreld het dit so nodig. Romeine 8 sê, die hele skepping sug, hulle wag op die openbaarmaking van die kinders van God, die seuns en die dogters van God. Dan dink ons, dis hierdie groot, ek weet nie, spectacular iets wat moet gebeur. Dit kan seker wees, but it's also friendship. Die wêreld wag vir God se heerlikheid om deur ons te kom op hierdie manier, diep geestelike tema. Imagine vir jou 'n Mosselbaai, waar dit so lyk, waar dit so werk. En Dr. Sadeo sê ons glo dat hierdie omgewing sal word 'n plek waar God al hoe meer en meer regeer. This is the way. This is the way. Hoe kan ons lewens leef met vriende, met ons wêreld, wat genade beklemtoon, maar wat ook waarheid beklemtoon? Ek wil volgende afsluit, jammer, met hierdie bekende skrif, Romeine 2 vers 4, wat sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Omdat jy nie besef dat die goedheid van God, die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Wat sê God se goedheid? God se goedheid het gesê, julle is my vriende.
God se goedheid het gesê, ek is genadig, ek is geduldig, ek stel in jou hart belang. God se goedheid het gesê, my liefde, God is liefde, dis genade en dis waarheid. En dis hierdie goedheid van God wat ons lewens verander het. En dis hierdie goedheid wat God deur mense na ons toe ook wil bring. But sometimes we just close the door because our culture is so different. Hier so in Mosselbaai ry ons nog verby huise wat nie mure om het nie. Gaan Gauteng toe. Die een muur is hoër as die ander en die een garage deur maak vinniger oop en toe is die ander, want ons moet tog net nie by mekaar uitkom nie. Kan jy sien wat is die vyand se strategie? Die kerk staan bekend eintlik as 'n healing community. Maar nou mis ons uit op dit. En is ook met hierdie selfde goedheid en hierdie hart wat God ons stuur om te sê, om vriende te wees. Julle het my nie uitverkies nie, ek het julle verkies. Daar's mense wat wag om gekies te word. Daar's mense wat wag om gekies te word. As mense wat wag dat iemand hulle net sal wat sê Afrikaans, die Engels, sal point, sal wys na Jesus toe. En God nooi my en jou om deel te wees van dit. His glory, our story, our life story. Kom ons sluit ons oë. Here, vir oggend is daar so baie goed wat ons kan bid in hierdie oomblik. U woord is so ryk. U woord is so radikaal. Jesus, u wat gesê het, julle gaan nie van brood alleen leef nie. Julle gaan nie net van die wêreldse goed alleen leef nie. It's not going to satisfy you. It's not going to bring the glory of God. Maar van elke woord wat uit my mond uitkom, Here, ek wil volgens bid vir elkeen van ons, help ons om hierdie woord te hoor. En ek wil jou in hierdie oomblik vra, en nie net nou nie, maar ook in die tyd wat kom, om vir die Here te gaan vra, wat sê hy vir jou uit hierdie woord uit? Wat sê hy vir jou uit hierdie woord uit? Miskien is dit in 'n huidige vriendskap, waar jy dalk net moet gaan genade wys. Dalk is dit 'n vriendskap waar jy moet gaan waarheid gee. Dalk moet jy jou lewe net weer prioritiseer vir dit. Sê, Here, ek sien die krag van die woord hier, en ek sê, ek hoor die roeping oor dit. En as ek vanoggend, Here, my hande opsteek vir His glory, my life story, dan is dit ook vir hierdie aspek. Help ons, Here, wys ons, leer ons. Help ons om dit vas te maak in ons lewens. Ek wil dit so ver vat, Here, om te bid en te sê, mag ons reputasies ook word vriende van sondaars. Mag ons ook 'n reputasie, Here, ontwikkel van mense wat oes van u liefde. Een reputasie, Here, is 'n gemeente wat sê, by daai gemeente, daar's iets anders. Nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons besonders is nie, but because we embrace the word of God. Dankie, Jesus. We see the evidence of your goodness. We've seen it over and over again and we still see it. Help ons, Here, ook om dit te wees.